En ek is baie super opgewonde. Verlede week gepraat oor die afval wat so baie subtiel kom. En ek wil aangaan, ek wil gou 'n foto op die skerm gooi. Asseblief, en ek wil julle moet baie mooi kyk. Kan hy groter gemaak word? Sê vir my nee, sê vir my ja, dat ek hierdie lig afsit. Genade sê nou ek kan. Goed, kyk net na die foto, bo staan bal. Onder hom is die Rothschilds, die Rockefellers, die Royal Family natuurlik Engeland. En dan staan daar die Zioniste, die Vatikaan, Rooms-Katolieke, Vrymesselaars. Dan is daar die wêreldleiers en onder die wêreldleiers is die vermaaklikheidsterre, dis Hollywood. Al jou flieks wat jy al gekyk het, wat hy op die eindtyd is deur hierdie ouens klaar uitgewerk. Alright, so dis 'n baie groot waarheid, maar nou kom die tragedie hieronder. The public. Hier staan almal by 'n televisieskerm en hulle bid. OK. Nou, nou maak ek se apostels, ekskuus. Die woord van die Here sê, dit sal weer wees soos in die dae, Jesus se woorde, die dae van Lot. Goed, wat het in die dae van Lot gebeur? Dit het uitstekend goed gegaan met die wêreld. Die dae van Lot was daar rykdom onbeperk. Daar was baie geld, hulle was vervelig, hulle het al die dinge gedoen, al die sonde gedoen, waarteen ons gewaarsku word wat Paulus gesê het, spesifiek Romeine 1 en 2. So Lot was baie welvarend en dit het baie goed gegaan vandag. Oor die hele wêreld gaan dit finansiëel baie goed. Praat nie van die enkeling van ons wat dalk sukkel nie, maar geld het die God geword. Dis die realiteit. Toe sê Jesus ook, dit sal weer wees soos in die dae van Noag. Wat het in die dae van Noag gebeur? Die gevalle engele het, kom ons noem hulle hybrids, het gemeenskap kom hê met die mensdom, en as jy al hoe meer hierdie goed kyk van Epstein, dan sien jy al hoe meer hybrids. Maar kyk as die ou hulle oë toe maak, en is hom so, dis soos 'n adder, dis soos 'n slang wat so maak. Dit lyk soos 'n geitjie of 'n verkleermannetjie. Kom maar kyk hoeveel mense is daar wat dit doen. En hy's baie goed besig om uit te kom, en die woord van die Here sê, die kennis gaan vermeerder, dan kom die einde. Alright, so die groot storie nou, Iran, Israel en Amerika. Gister het die hel losgebreek. Wat het Iran gedoen? Wat Iran altyd doen. Hulle lieg. Hulle lieg al hulle hele lewe deur. Hulle lieg oor alles, hulle praat van hulle het geen van hierdie goed vir die kern nie. Hulle lieg nog altyd. Hulle lieg van die dae van Abraham af. Sy seun wat weggestuur is, dis waar die oorsprong vanaf kom. Ismael. So die leuen hardloop geweldig. Nou het hulle gister begin doen wat hulle ook gesê het hulle nie sal doen nie. Hulle het ook nou 5 ander lande aangeval. Iran. Right. Maar hier's 'n storie agter hierdie hele storie wat ek vinnig vir julle wil verduidelik, dat ons net op dieselfde bladsy kan kom, want ons moet nou een ding onthou, die 10 konings waarvan die woord praat, ek gaan dit nou vir ons lees, die 10 ouens wat Donald Trump bymekaar gekry het, onthou julle die woorde, die vrede. Onthou julle die woord van die Here, wanneer hulle vir julle sê vrede, vrede, moet julle opkyk. Want dan is julle verlossing naby. Wanneer hulle sê vrede, vrede, sal daar geen wees nie. Right. So 2 weke terug het hy hierdie ouens, weet julle wat kos dit vir elke ou om aan daai vredesklap te behoort? 1 biljoen per persoon. Weet julle wat het gebeur? Donald Trump is die voorsitter van daardie, kom ons noem hom the Peace Club. Hy sal nooit ooit van die pos kan onthef word nie. Hy's in en hy's die leier. Alright.
Maar nou nie weer jou kop hardloop en sê ek het iets gesê nie. Ek sê nog nie hy is die anti-Christ nie, ek sê hy is die voorloper. Alright, so die ouens behoort aan hierdie eksklusiewe klub en hulle het 'n vredesverbond het hulle geteken. Wie is hierdie ouens? Dis nie lande nie. Dis ryk mense. Dis Elon Musk. Dis Zuckerberg. Dis Jared. So by the way, Jared kan moontlik die anti-Christ wees. Hy is die ou wat alles beheer, ook vir Trump. Hy is nie verniet op die agtergrond. Die probleem is op hierdie stadium, al hierdie ouens se geld gaan hulle saam sit. Ek gaan dit nou vir jou die Bybel uitwys. Ons het altyd geglo dis lande wat konings word. Nee, dis enkelinge wat 'n koning word vir 'n uur. Elon Musk is op die stadium die rykste op aarde, 850 biljoen sterk. Hy gaan heel moontlik die eerste ou wees, en ek het gister gesien, hy gaan hom wees, want hy gaan die eerste triljoenêr, dollar triljoenêr word. Starlink het gister 1.5 triljoen gestoot. Dis Elon Musk. Wat gaan gebeur? Hierdie 10 ouens gaan al hulle mag, al hulle gesag by een ou sit, en hulle gaan die wêreld beheer. Hulle gaan sê die chip kom, die chip is daar, hulle gaan jou TV beheer, hulle gaan jou laptop beheer, hulle gaan jou selfoon beheer, hulle gaan jou e-mail beheer, hulle gaan alles van jou beheer. Al wat Zuckerberg doen is hy sit alles af. Alright, nou hier kom die waarheid van die woord. Kom ons lees gou daar in Daniël 7 vers 7 en 8. Hy sê daarna het ek in die naggesigte gesien en kyk, al was 'n vierde dier, vreeslik skrikwekkend en baie sterk. Dit het groot eystertande gehad, dit het verslind en vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap, en dit was verskillend van al die diere wat voor hom gewees het, en dit het 10 horings gehad. Terwyl ek op die horings ag gee, kom daar 'n ander horingkie tussen hulle op. En 3 van die vorige horings is daarvoor ontwortel, en kyk, in hierdie horing was oë soos 'n mens oë en 'n mond wat groot dinge spreek. 10 horings, 10 konings. Kom ons gaan gou na Openbaring toe. 17 vers 12. En die 10 horings wat jy gesien het, is 10 konings. Hoor wat sê hy? Wat nog geen koningskap ontvang het nie, met ander woorde, dis dank die Here, nie Ramaphosa nie. Of wie ook al nie. Maar hulle ontvang mag soos konings. 1 uur lank saam met die dier. Hier kom die gevaar. Hier kom die gevaar, en dis my werk vanmôre om jou te waarsku. 1 uur gaan hulle mag hê, saam met die dier, saam met die anti-Christ. Ons weet nie wie is die anti-Christ nie, die kerk moet uit die pad uit. Alright, soos hulle mag saam sit en hulle geld saam sit, kan julle maar weet, een ou gaan die wêreld roe, saam met hierdie 10 konings wat om hom vergader. Alles gaan nou oor invloed. Trump se vredesverbonde, wat vir my baie interessant bly, hy bly op daai raad, hy mag nooit ooit af nie, en hy kan nooit weer vervolg word. Hy totale indemnity, as ons dit so kan noem. Dan is daar maandag aand 'n bloedmaan, wat 5000 jaar gelede, ons glo mos nie in die Bybel nie, maar ons glo nie in alles van die Bybel nie. Judas verwys na Henog, na die profesie van 5000 jaar gelede, van die 3de Maart, die laaste bloedmaan vir die volgende 40 jaar. Iets is aan die gebeur. Iets is aan die gebeur. 1 Tessalonisense 5 vers 3. Wanneer hulle sê, vrede en veiligheid, dan oorval dit skielike verderf hulle, soos die barensnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Maar julle broeders, is nie in die duisternis, dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie.
Julle wat is die tragedie? As 'n mens kyk na die mensdom, as ek kyk na die oorlog wat besig is om te gebeur in Iran, Israel, man, ek dink daar is 8 lande wat hulle nou slaan. Kyk wat doen die mense. Hulle doen net wat hierdie skape doen. Ons gaan staan en kyk met ons selfone hoe val die bomme. Ons gaan nog so staan, dan gaan ons nog so maak, dan sien ons, daar kom Jesus en ons gaan dit mis. Want die AI God is besig om ons te verblind. Julle is almal kinders van die lig, kinders van die dag. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nigter wees, want die wat slaap, slaap in die nag. Die wat dronk word, in die nag dronk. Maar laat ons wat van die dag is, nigter wees met die borswapen van geloof en liefde aan. En as helm die hoop op die saligheid. Borswapen, hier's 'n mooi ding, van geloof en liefde. Is hier liefde by julle vanmôre? God ken jou hart. Weet jy wat, die wêreld het niks meer liefde nie. En die tragedie is die kerk nog minder. Die kerk het nie liefde nie. Hoe lief het jy die ou wat langs jou sit? Ja nee, ek praat nie vir jou vrou nie, of vir jou man nie. Ek hoop jy is nog lief vir hulle ook, so by the way. Ouens, as daar 'n tyd is wat ons gaan oorlogvoering doen, is dit nou meer as ooit. Ek weet nie van julle nie, die laaste klompie weke was helwild. Was nie 'n ander woord nie. Almal het gekla, dis wild, die aanslae, dis net ongelooflik hoe die aanvalle van die duiwel gekom het. Maar weet julle wat? Skielik begin ons hoor van wonderwerke, dankie Dries. Skielik hoor ons van deurbrake. Skielik hoor ons van Hester waarvoor ons almal gebid het, haar been geamputeer, die gangrene het ingeklim, ons het haar Vrydag by die mol gekry. Ons gee God al die eer. Daar sit 'n swarte in sy kar. Ek sê vir hom, luister die man, God het hierdie vrou genees. Jy moet weet daar's 'n God in die hemel. Daai boy skrik hom amper dood. Want God het ons nie bestem, ouens, baie belangrik, tot toren nie, maar om die saligheid te verkry deur ons Jesus Christus. Die groot vraag vanmôre, is ons regtig wegreping gereed? Is jy regtig reg? Ek gaan vir jou nou wys jy is nie. Wat vir ons gesterf het, sodat ons, of ons waak, en of ons slaap, ons saam met hom kan lewe. In my slaap, in my waak, leef ek saam met hom. Daarom, bemoedig mekaar, en bou die een die ander op, soos julle ook doen. Maar ons vra julle broeders, erken die wat onder julle arbei en julle voorgangers in die Here is, en julle vermaan. Moenie altyd die pastoraat invloek nie. Jy is veronderstel om mense te vermaan. Maar weet julle wat? Julle is te bang om mense te vermaan, maar julle is bang julle gaan vriendskap verloor. Ja, maar hulle gaan vir my kwaad wees. My familie gaan vir my kwaad wees. Dan gaan nie teen die woord van die Here. Ons moet vermaan. Ons moet ouens vermaan. Ons moet vir hulle sê, moenie dit doen nie. Hou op te doen. Stop om hierdie goed te doen. Weet julle, ek stap gister en ek het 'n groot stryd met tattoos. Stap gister noodgewonge, moes ons gou-gou daarna president toe gaan en dit was 'n malhuis. Ek vir my vrou sê ek spyt ek is hier. Maar daar's 'n special. Ons wil hom nie special hê. Ouens, ek wil vanmôre vir julle sê, weet julle wat? Moet my nie veroordeel. God se woord sê, jou liggaam is 'n tempel. Ek het gister, as ek uit daai, kom ons noem dit 'n ronde getal van 1000 mense. As ek 10 mense sonder 'n tattoo gesien het, is dit baie. Dis vir my hartseer. Hoekom doen mense dit? Dis so 'n bietjie van my preek af, maar kan ek maar op dit ingaan? Hoekom sit mense dit op? Weet jy hoekom? Daar's 'n rebellie. Ek sê jou wys ek sal dit doen. Daar's 'n arrogansie. Daar's 'n woede. Daar's 'n onvergewensgesindheid. Ek sê vir jou, jy kan hierdie goed gaan uitwerk. Jy sal sien, jy gaan nie antwoord kry.
Al loop 'n vrou gister uit, sy seker 768, albei haar voete, splinternuwe groot, liewe harte op haar voete getatoeëer. Wat is die punt? Ouens, wat is die punt? Is ons nie besig om totaal afvallig te raak? Dis my probleem. Alright, en bewys hulle in liefde die hoogste agting terwille van hulle werk, hou vrede onder mekaar. En ons versoek julle broeders, vermaan die onordelikes, bemoedig die kleinmoediges, ondersteun die swakkes, wees lankmoedig teenoor almal. Sorg dat niemand 'n ander kwaad vir kwaad vergeld nie, maar jaag altyd na wat goed is, teenoor mekaar sowel as teenoor almal. Wees altyd deurbly, bid sonder ophou, wees in alles dankbaar, want dis die wil van God in Christus Jesus oor julle. Bid gedurig, wees bly, wees dankbaar. OK, ek is nog nie by my preek nie, ek kom nou eers by die tema. Die verwoesting is hier, maar God. Jesaja 45 vers 17. Ek wil net gou hier iets sê. Onthou, Donald Trump is nou die vriend van Israel. Hy help Israel. Daar kom 'n tyd wat Donald Trump sy rug teen Israel gaan draai. Dis Bybels. Hy is die enigste moontlikheid op hierdie stadium wat die guts het om Israel te help. Maar julle moet 'n ander ding in julle kop bære. China is doodstil. Indië, wat laasweek 'n rokkie gedra het saam met Netanyahu, is doodstil. Dis van jou grootste magte. Amerika word 'n groter teiken. Want sy wapens en sy vliegtuie en sy skepe is in die Mediterraanse See. Die koning van die seegeel, wat hy sê, ek trek jou met die hakke. God sê dit. Is dit nie Amerika nie? Die noorde. Ek wil jou laat dink. Ek wil nie met jou politiek nie, ek wil met jou laat dink wat die woord van die Here sê. Jesaja 45:17 sê, Israel word verlos deur die Here met 'n ewige verlossing. Julle sal nie beskaamd staan of in die skande kom tot in alle ewigheid nie. God gaan Israel red. God het hulle gaan haal in Egipte. God bring hulle terug soontoe. God kom by hulle woon. Jou Jodehaat moet vanmôre vreeslik vannag doodgaan. Want jy moet bid vir die vrede van Jerusalem. Want God is gebonde aan Israel. God het sy reputasie op Israel. Op niks anders nie. Net by hom. Daarom glo ek is ons in die rofste seisoen ooit. Die uitdagings is ongelooflik en die geveg vir jou en my siel is fenomenaal. Maar julle weet ons moet hier deurkom. Openbaring 10 vers 10 en 11 sê. Toe neem ek die boekie uit die hand van die engel en eet dit op. En in my mond was dit soet soos heuning. Maar toe ek het geëet het, het my maag bitter geword. En hy het vir my gesê, jy moet weer profeteer oor baie volke, nasies, tale en konings. Die opdrag vir hom is die opdrag vir jou. Jy moet my woord vat. Ouens, kry net hierdie prentjie in jou kop. Dis baie maklik om te sê, ek glo. Dis 'n ander saak om jou geloof te leef. Ek sê van hierdie kant al jare al vir julle, dis nie maklik om die Here te dien nie. Hy gaan jou deur seisoene vat, hy gaan jou deur stadiums vat, jy gaan swaar kry, jy gaan moeilikheid kry, dis logies, Jesus het die pad geloop. Maar nou sê hy hierdie woord, jy sien, dis lekker om die woord te ken, dis lekker om die woord te quoteer, dis lekker om te sê wat sê die woord, maar as die tekkie kom en hy slaan nie teer, dan begin dit 'n ander storie word, want nou sê hy, verbly jou in die Here, ek herhaal, verbly jou.
Nou hoeveel van ons het hierdie week hulle blydskap verloor? Ek is een. Ek het op 'n stadium niks blydskap nie en sê ek, Here, maar hoe moet ek bly wees? Ek is nie Paulus nie. En nou kyk hoe wil ek compromise, né? Ek wil nou sê maar Paulus het in 'n ander tyd gelewe. Hy het in 'n tronk gesit, die water in die Soeries het geloop, hy het die Here geloof en geprys. Maar ons sit 2000 jaar later met 'n aan en af switch. As ek praat, moet God spring. Dis hoe dit werk. Ons leef in 'n tyd van kits. As ek nie my antwoord in my gebed nou kry nie, is ek kwaad vir God. Ekskuus, is net ek. Ek is totaal abnormaal. Jesegiel 3, selfde woord vir 'n ander profeet, selfde woord vir jou vandag. Daarna het hy vir my gesê, mensekind, eet op wat jy vind. Eet hierdie rol op en gaan spreek met die huis van Israel. Wat is die opdrag? Gaan vertel dat Jesus red. Hoeveel mense het jy al hierdie week bereik? Hoeveel mense het jy al vermaan? Hoeveel mense het jy van gister af gesê, ouens, die einde is hier. Ek kyk na die profeseë. Ek sien Israel omring deur vreemde leers. Ek sien God sê ek gaan Israel vat. Ek sien God sê ek gaan my bruid vat. Ek sien God sê ek gaan ingryp. Maar ons wag. Jy het 'n opdrag. Eet hierdie rol en gaan praat. Die kennis wat jy het, die Gees van God in jou, is veronderstel om jou en my te dryf, om die evangelie uit te dryf, dat vertel daar buite. Om vir mense te gaan vertel, Jesus is op pad. Weet jy, hy's nou so naby. Dis nader as gister. Dis nader as nou. Toe het ek my mond oopgemaak, en hy het my die rol laat eet, en vir my gesê, mensekind, laat jou byt eet, laat jou ingewande met hierdie rol, vul, jou ingewand met hierdie rol wat ek jou gee. En ek het dit geëet, en dit was in my mond, soos heuning, soos soet. Jy sien, die woord is altyd soet. Maar weet jy wat, as jy hom begin digest, dan kom jy uit, wat is waarheid? Jy kom agter, wie's God? Wie van julle wat vandag hier is, kan vir my sê, ek verstaan God? Nooit. Nooit in my lewe nie. God is nie ek en jy nie. Hy sê, my gedagtes is nie joune nie, my wees is nie joune nie. Ons kan hom nie verstaan nie. Maar ons moet hierdie woord eet. Maar hierdie woord moet soet wees, want die woord wat uit jou mond kom, kan nie bitter wees nie. Die mond wat hier uitkom is soet, soos heuning. Jou woord moet mense stig. Jou woord moet mense opbou. Jou woord moet mense bemoedig. Jou mens moet mense hoop gee. Jou woorde is wat gaan maak of mense by God uitkom of nie by hom gaan uitkom nie. En hy het vir my gesê, mensekind, kom, gaan na die huis van Israel en spreek hulle aan. Hoor julle wat sê hy? Spreek hulle aan met my woorde. Man, as jy iemand moet vermaan, dan vermaan jy hom, dan sê jy weet wat die woord van die Here sê. Die duiwel het by Jesus gekom en hy het gesê, ja, daar staan geskryf. En Jesus het gesê, daar staan ook geskryf. Ken jou woord, dan gaan jy nie wegvlug en terugduins wanneer ouens jou wil aanvat oor jou geloof. Want jy's nie gestuur na 'n volk wat duister van spraak, swaar van tong is nie, maar na die huis van Israel. Nie na baie volke wat duister van spraak, swaar van tong is nie, wie se woorde jy nie kan verstaan nie. As ek jou tog na hulle gestuur het, het hulle na jou geluister. Maar die huis van Israel sal na jou nie luister nie, omdat hulle na my nie wil luister nie, want die hele huis van Israel, ouens, hier kom die hartseer, het 'n harde voorhoof en 'n ongevoelige hart. Ek vra weer, het jy waaragtig liefde in jou hart vanmôre? Is nie net die Israeliete nie. Hierdie is die hele wêreld ongevoelig geword. Elke ou vir sy eie ding, elke ou op sy eie troontjie. Kyk, ek maak jou aangesig net so hard soos hulle aangesig en jou voorhoof hard net soos hulle voorhoof. Jou voorhoof maak ek hard soos 'n diamant, harder as 'n rots. Jy mag nie vir hulle bevrees wees of vir hulle verskrik wees nie, omdat hulle 'n wederstrewige huis is. Nou gaan nou daarby uitkom, Matteus.
5 praat van wederstrewigheid. En dis Jesus wat nie met Israel praat nie, dis Jesus wat met jou en my praat. Verder het hy vir my gesê, mensekind, neem al my woorde wat ek vir jou sal sê in jou hart op, in jou hart, en hoor hulle met jou ore. Waar's die woord nou? In my hart en in my mond. Hy het ingekom, hy's in my hart. Wat kom nou uit my hart uit? Soetwoorde of bitterbek? En kom, gaan na die ballinge, na die kinders van jou volk, spreek met hulle en sê vir hulle, so spreek die Here, of hulle luister of nie. Toe het die Gees, dank God, toe die Heilige Gees my opgeneem, en ek het agter my die geluid van 'n groot gedrein gehoor wat sê, geloof sy die heerlikheid van die Here uit sy woonplek. Ek het die stem van die Gees van God gehoor. Johannes op die eiland van Patmos, ek het 'n stem agter my gehoor, en toe ek omdraai om te kyk, toe sien ek die heerlikheid. Wie openbaar dit? Net die Gees van die lewende God. En ek het gehoor die geluid van die wesens se vlerke, wat die een aan die ander verbind was, en die geluid van die wiele gelyktydig daarmee, en die geluid van 'n groot gedrein. Toe het die Gees my opgehef en my weggeneem, en ek het gegaan, hoor wat sê hy, verbitterd in my grimmigheid van my gees, maar die hand van die Here bly sterk op my. En ek kan vanmôre verklaar in die bediening is die bitterheid in my siel baie groot, wanneer mense moedwillig teruggaan op hulle pad, moedwillig ophou die Here dien. Ouens wat deur hierdie doopwater gegaan het, verdwyn soos mis voor die son. Is dit my werk om hulle weer te gaan opsoek, om hulle weer te gaan haal, na 3-4 keer? Nee, ek kan nie bly teruggaan nie. Dan hoor ek nie, hy is nou maar 'n ander kerk, hulle is nou in 'n lekker kerk. Hoof die Here vir 'n lekker kerk. Is die woord van God die waarheid in die lekker kerk? Dis al wat ek vra. En ek het by die ballinge gekom in Tel Aviv, wat by die Kebar rivier gewoon het, by die plek van hulle woning, en ek het daar 7 dae lank verstom in hulle midde gesit. En nou wil ek vanmôre profetiese woord vir julle sê. Ons gaan binnekort verstom sit oor wat besig is om te gebeur op die aarde. Ons gaan verstom wees. Ek spreek nie dood nie, ek spreek Bybels. Ek sê vir jou wat die woord van die Here vir my sê. Daar's 'n baie klomp goed waarna ons moet dink op hierdie stadium. Maar ek wil vanmôre fokus op jou siel. Spreuke 3 vers 5 sê, vertrou op die Here met jou hele hart, steun nie op jou eie insig. Vertrou op die Here met jou hele hart. Met jou hele hart. En vertrou nie, steun nie op jou eie insig nie. Nou, hier wil ek vanmôre by die kern uitkom. Verlede spooke, weet julle wat is ons probleem? Matteus 5 praat van 'n ding, die Engels sê dit baie mooi. Ons leef in 'n tyd van arrogansie. Kyk in die ou in die bakkie wat voor jou inry. Kyk by die ou wat by die roubord kom wat nie stop nie. Kyk by die ou wat met 'n trolley in die mall loop en jou uit die pad uitloop. Ek praat van jong mense. Ek praat van ou mense. Daar's 'n arrogansie by almal te bespeer. Daar's 'n eie sinnigheid, daar's 'n koppigheid in mense se lewens. Daar's 'n houding van jy gaan my niks vertel nie. Jy kan my niks vertel nie. Maar wanneer ek vir jou iets vertel, dan sê jy, maar nou sit jy 'n vloek op my. Julle wil so vreeslik heilig wees. Maar ons wil die heiligmaking wil ons skiep. Maar ons is reg vir die wegraping. Da. La. Alala, dink bietjie. Jy regtig reg. Ek sien Here Jesus het die pad smal. Nou, en ons moet met hom kry.
As ek kyk na die arrogansie in die wêreld, maak dit my verskriklik benoud. Nou daar's 'n punt wat die Heilige Gees vir my uitgebring het, wat baie sterk nou in my gees gekom het hierdie week. En dit gaan oor, kom ek lees vir julle die storie. So 'n kort storieetjie wat ek gelees het, my baie diep getref. Verskoon my, dis Engels, maar a few years ago my wife and I were on holiday in New Zealand. Out in the countryside, we surrounded by sheep. There's sheep everywhere. It was spring, so it was lambing season. I was watching this mother sheep with her lamb. They had been bedded down for a rest when the mother sheep stood up, decided she's going to cross the meadow and go somewhere else to graze. A little lamb stood up right with her, and as she took off, he stayed right on her flank. In other words, they were practically one. Now I'm watching this, and I'm watching my soul watching this. Ouens, dis tyd dat jy begin dieper kyk as net met jou oë. Begin met jou siel kyk, begin met jou hart kyk, begin met jou gees kyk, begin met jou wese kyk, want God is daar. Nie in jou verstand nie. Jy kan hom nie bedink nie. Alright, hy sê, I'm watching this, I say, and I realized I have absolutely no category for that. I look in that folder and there's nothing there. Watching that little lamb, I was thinking, what if his mother offered him nothing? What if she completely disappeared one day from the field, which is what happened to my mother? Jy sien, hy sit in 'n veld en hy sien hierdie skape en hy sien die lammetjie en hy dink, wat gaan gebeur as die ma wegstap en hy lammetjie gaan alleen agterbly en kyk waar gaan hy onmiddellik? Dit het met my gebeur. My ma, hy skryf dit, my ma het hard gewerk, my ma was totaal afwesig. My hele lewe. En toe moes hy haar vryspreek. En toe begin hy kwaad word vir God. Toe sê hy vir God, maar ek is nie vir u kwaad nie, maar ek is kwaad vir my ma, maar ek is kwaad want u verstaan nie. En ek gaan krap in die Bybel. En ek kom agter, en dan moet julle baie mooi hoor, ek bring nie 'n ander teologie vanmôre nie. Daar's ouens wat preek, God is moeder God. Hulle het al die dwaling gehoor, né? Ek gaan krap in die woord rondom hierdie goed, ek sê, Here, nou maar goed, wat was die antwoord dan vir hierdie ou, as hy dan kwaad is vir sy ma, hy noem dit, my mother wounds, wonde. Hy sê, a more accurate description is mother desolation. My ma het my weggegooi. En nou vra hy, what lies for you in the folder of your mother, mothering or your mother love? En ek kry Jesaja 49 vers 15. Kan 'n vrou, hierdie God is amazing, hy het hulle dan gemaak. Hy verstaan presies hoe hulle werk. Kan 'n vrou haar suigling vergeet dat sy haar nie ontferm oor die seun van haar skoot nie? Hoor wat sê hy nou? Of skoon so maak kan vergeet. Nogtans sal ek jou nie vergeet. God kan nie. Wat doen God nou? Hy kom neem die totale plek in van pa en ma. Ek kom ook daai, ek het ook 'n ma wat my weggegooi het. Maar weet wat, toe God instap, toe soek ek nie met die ma nie. Want God is toe alles. Hy is die alles, hy is die alfa, die omega, die begin, die einde. Hy sê in Jesaja 66 vers 12. Hy sê, want so sê die Here, kyk, die vrede lei ek na haar toe soos 'n rivier en die rykdom van die nasies soos 'n oorlopende stroom en julle sal suig. Is dit nie 'n ma met 'n baba nie? Julle sal op die heup gedra word en op die knie getroetel word, soos iemand wat deur sy, hoor julle wat sê? Soos iemand
wat deur sy moeder getroos word, so sal ek julle troos. En julle sal in Jerusalem getroos word. Soos 'n ma sal ek jou troos. So wat 'n verwerping jy het, wat 'n seer jy het, wat 'n woede jy het, gaan gee dit vanmôre vir hom, sê Here, dankie, U is in totaliteit al wat ek nodig het. Hy sê en julle sal dit sien, julle hart sal vrolik wees, julle gebeente sal groei soos die jong gras. Dan sal die hand van die Here bekend word aan sy knegte en dan sal hy op sy vyande grimmig wees. Wat se skade jou ook al aangedoen het, God sal hulle vergeld. Dis nie jou en my werk. Gee jy oor, spreek vry, gaan in die rus van die Here. Hosea 6 vers 6. Snaakste skrifte kom die snaakste. Want ek het 'n behaag in liefde, nie in offerande nie, en in die kennis van God meer as brandoffers. Ons wil die Here altyd beïndruk. Ons wil iets doen. Ons wil sê, Here, wat moet ek nog? Here, kan ek nog 'n koekie bak? Kan ek? My magtig, jy kan niks doen nie. Christus het klaar gedoen. Dis hoekom Galasiërs kom, die wet is klaar. Ons is in genade. Maar op hierdie stadium van die geveg, met die einde wat in sig is daar 'n dringendheid van 'n arrogansie, bitterheid, 'n haat, 'n eie sinnigheid, groot pratery, waarvan ons ontslae moet raak. Ons sal nie die koninkryk sien, as ons dit nie gaan neerlê. Ons sal nie, want dit is presies die duiwel se eienskappe. Presies dieselfde. Alright, ek sluit af met Johannes 15 vers 5. Baie bekend. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly, hoor, en ek in hom. Hy dra veel vrug. Maar sonder my kan jy niks doen nie. Wie in God bly, en jy laat hom toe, om in jou te bly, dan gaan jy vrug dra. Vrug wat by die bekering pas. Dan kan die wegraping maar plaasvind. Maar ek bid nou, Here, moenie laat dit plaasvind. Ek dink nie ons is gereed nie. Selfondersoek. Bly in my soos ek in jou. Sonder my kan jy geen vrug dra nie. So, logika. Daai reënwater wat daar val, geen plant kan leef sonder hom nie. Ek en jy wat hier sit, sonder die vrug van die Gees, gaan ons dood. Die volgende vers daarvan, ek dink amper hy sê dit daar, want as daai lood nutteloos is, knip ek hom af. En hy's vir niks meer goed, as net verbranding. Bly in hom, sodat hy in jou kan bly. Sodat dan wat ook al, dankie. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die lood en hy verdroog. Hulle maak dit bymekaar, gooi dit in die vuur. Dis die eindtyd oordeel. Die engele gaan die goddelose bymekaar maak en vir ewig. Is ons regtig reg vir wat nou besig is om op die aarde te gebeur? Is ons regtig reg met hierdie profetiese woord wat in vervulling gaan? Kom ons kyk wat gebeur Dinsdag aand by die volmaan. Ek wil graag vir die maan kyk. Maar ek wil bietjie die skrifte ondersoek. Want God werk alles op 'n kalender. Hy's 'n God van orde. En in my stil gebed het ek gesê, Here, as die wegraping dalk die 3de plaasvind, maak doodseker ek is reg. Anderster, as ek nie reg is nie, moenie kom nie. Ek is 'n kind. Ek is 'n kind, ek vra om dit. Ek pleit vanmôre as 'n kind by julle. Maak seker, die gees van hierdie wêreld is nie besig om jou en my verder van God weg te vat. Kom ons kom in hierdie lood en ons bly in hom, dat sy liefde in ons bly. Kom ons bid net saam. Dierbare Vader, baie dankie vir 'n wonderlike, unieke God wat ons dien.
Elke waarskuwing gee vir ons, wys net weer eens vanmôre, wat se genade, wat se liefde het hierdie God. Duisende jare praat u, duisende jare vermaan u, duisende jare gee u steeds kanse. Hier staan ons aan die einde van, ek glo, baie naby aan die einde van hierdie 6000 jaar, die begin van die millennium moet kom, aldus u woord, en steeds, in hierdie laat uur, gee u steeds, u hart van liefde, u hart van genade, u hart van waarskuwing, u hart wat sê, maak reg, solank daar nog tyd is, maak reg. En vanmôre is my gebed vir elkeen wat na hierdie boodskap luister, die erns van hierdie woord, dat hulle saak met God sal regmaak. Dat wanneer ons in ons binnekamers kom, ons weet, ons kan vir u niks wegsteek. Maar Here, laat ons nie net in die binnekamer ons verhouding met u leef nie, maar dat ons hierdie verhouding elke minuut van elke dag sal uitleef, sodat God verheerlik kan word. Ons dankie vir dit in die goddelike naam van Jesus. Amen.